Die March and March betogings verlede week het gelukkig nie op ernstige geweld uitgeloop nie, maar het duidelik die mag van die groep tentoongestel. Sou enige politieke party in Suid-Afrika dieselfde kon vermag. Vanaand vra ons waarom so baie Suid-Afrikaners 'n tuiste vind in bewegings wat geheel en al buite die formele strukture van partytetiek staan. Kaya Sitole, Chris Hatting en Dr. Lindy Koorts is met ons en die meningsredakteur van Marula Media, Monica Meinhardt, sluit ook by ons aan. Lindy, ek wil by jou begin, so die March and March betoging. Ek bedoel, daar was nie geweld nie, maar die staat het ingetree uit die vrees wat geskep is deur, kan mens maar sê, die dreigemente wat daar was. Hierdie mense wat deelneem aan daai betogings het nie noodwendig, en miskien selfs, weet, kan mens met sekerheid sê, nie mense wat stem nie, maar hulle voel hulle kry 'n stem by hierdie organisasie buite die politiek. Wat maak jy daarvan? Nou, dit is 'n baie goeie vraag en die ander vraag wat 'n mens natuurlik het is die mate waartoe politieke partye dit dalk mag uitbuit. Jy weet, die politieke partye lyk omtrent asof hulle die inisiatief hier verloor het en tog het ons politieke partye wat al vir baie jare hierdie selfde ideologie predik. Ek dink dadelik aan Action SA en mens sien nogal MK se spore ook hier rond in hierdie bepaalde bewegings. Maar die ontnigtering wat mense het, sien ons al meer en meer al vir baie lank gaan na buite die politiek en ons kyk na die groot wegbly-stem tydens verkiesings. Maar wat om hiervan te maak? Ek wil baie graag sien wat gaan die politieke partye hiervan maak. Ek dink dit is eintlik 'n ryp teelaarde om ons plaaslike verkiesings te vorm in die maande wat nou kom. Kaya, do you think it's possible for any of the political parties, even the more populist ones, to tap into this kind of energy? Because I'm doubtful that any other party in South Africa would be able to bring the country to a standstill or to enact this kind of action by government that we've seen by the March and March group. Yeah, look, I think there will be attempts. I think obviously in an election year, people are always going to try and capitalize on the political mood that prevails. And the reality here is that obviously you had this anxiety before the marches happened. We didn't know how violent and how chaotic they might be. And it seems that in spite of the fact that obviously there would have been elements that wanted to be as radical as it needed to be, a lot of it was well managed. Maybe the state was better prepared than we saw in 2021 in particular, but I think the political parties are going to try to tap into the pulse of what is clearly a very important conversation that needs to be had. And of course, if one party and some of the parties have been a bit more extreme and a bit more vocal about this over many years, if they then decide that they must capitalize on this opportunity, I suspect we're going to see them doing it. Monica, dink jy politieke partye sal dit kan doen? Sal hierdie selfde soort energie en wat ons amper sê teenwoordigheid om hulle kan vestig? Ek dink hierdie betogings en hoe dit verloop het en die gesprek wat daar rondom ontketen is, het 'n klomp belangrike tendense wat vir jare indien nie dekades nie besig is om af te speel in Suid-Afrika regtig gekristalliseer. En een daarvan wesende hierdie mosie van wantroue in die stelsel. En nie net die regering van die dag nie, maar die stelsel in die breë. En dit is hoekom ons hierdie deelname buite die politiek sien. Daar is 'n groot genoeg hoeveelheid mense wat voel die konvensionele politieke deelname soos om te gaan stem in verkiesings en so aan, gee dood eenvoudig nie vir hulle die uitkomste waarna hulle op soek is nie. Dit is hoekom ons al hoe meer sien dat daar waar die staat besig is om leemtes te skep, deur te ontruim, het sy deur 'n onvermoë om dit te vul of 'n onwilligheid om dit te vul, sien mens dat die groepe wat kan en wil gaan. Wat beteken gemeenskappe, groepe, kwessies waar rondom mense organiseer en vermoë bou, word al hoe meer daar waar mag gesetel is. So mense het met hierdie betogings gesien dat mag nie noodwendig meer altyd by die regering gesetel is of dat die vermoë om verandering teweeg te bring nie noodwendig in konvensionele partytetiek is nie, maar in die vermoëndheid wat gebou word op grondvlak. Chris, ek bedoel, met tot 'n mate tree hierdie betogers steeds met die regering of met die staat in gesprek. Dit is nou nie 'n manier om te stem nie, maar dit was die hele tyd hierdie boodskap aan die verskeie departemente om te sê, julle moet optree, julle moet iets doen. So dis nie asof hulle reg in eie hande geneem het nie, gelukkig nie, nog nie, ons is nog nie daar nie. Nee, nog nie, maar dit is, oor die jare sien 'n mens al hoe meer en meer, soos byvoorbeeld in die data wat ons na kyk, soos ekonomiese groei gemiddeld afgekom het, gaan die hoeveelheid betogings op. Veral gewelddadige betogings oor goed soos hierdie brood en botter kwessies, goed soos dienslewering, werksgeleenthede, werkskepping,
ensovoort. So as jy regerings het jaar na jaar, voormalig ANC meerderheid nou die RNE, wat beloof om dinge te verbeter, maar nie. Baie burgers voel hulle moet dan met tyd dinge in hulle eie hande inneem. As ons kyk na, ook net byvoorbeeld die impak hiervan op die ekonomie, waar baie betogers voel hulle word uitgesluit uit die ekonomie, uit werksgeleenthede. Die impak daarvan gaan beteken laer ekonomiese aktiwiteit en groei oor die laaste 2 maande of so tot by 30 Junie. So dan weer eens daai mense wat protes daaroor word geaffekteer, ongelukkig, is amper hierdie vicious cycle. So ons weet nie juist noodwendig waar die oplossing vandaan kom nie. Al het die regering gesê, jy weet, ons het die tyd gehad om te beplan, ons gaan hiervoor seker maak, die polisie en die weermag staan reg en intelligensie werk saam. As so iets weer gebeur en hulle het nie daai beplanning nie, wat sê dit vir ons hoe ver dinge beweeg? Die feit dat hulle beplanning gehad het, tyd gehad om te beplan, skep dalk 'n indruk van wansekuriteit, dat ons dink dinge is eintlik beter as wat dit eintlik is op die grond. Lindy, daar word vanuit sommige oorde verwys na March and March as 'n burgerregte organisasie. Ons het al baie op die program gepraat oor ander burgerregte organisasies soos AfriForum, die Solidariteit Beweging. Is ons nou in die era van burgerregte organisasies in Suid-Afrika wat baie Suid-Afrikaners vanuit verskillende groeperings en kulture voel, maar die politiek hoor my nie, my politieke leiers hoor my nie, ek gaan 'n ander roete volg. Dit is baie moontlik so, maar ek wil sê dit is ook nie die eerste keer in ons samelewing dat dit so gebeur nie. Ons moet dink aan die 1980s, die 1990s, die rol van burgerlike organisasies om apartheid tot 'n val te bring en ook deel te neem aan die onderhandelingsproses. Ek bedoel, politieke partye het op die einde van die dag formeel deelgeneem, maar burgerlike organisasies het 'n geweldige rol in die oorgangstydperk gespeel. En ons sien dit weer hier, waar 'n staat verswak is, dat daardie ruimte gevul word. Dit is ook 'n wêreldwye tendens. Ons sien wêreldwyd dat daar ontnigtering is met formele staatsstrukture en ongelukkig sien ek nie dat die formele strukture binnekort gesonder gaan word nie. Die vraag is dan eintlik wat gaan uiteindelik weer die balans herstel. Want op die oomblik sien ek net die mate waartoe die politieke partye agter hierdie organisasies aanstap, presies soos ons pas gesê het, en die inisiatief eintlik verloor het. But Kaya, in many events, the state or government kind of sees these civil rights organizations as being oppositional or their enemies. Yeah. So sometimes you would use that kind of language, and they have in terms of their reaction to Solidarity, AfriForum, also March and March, that they've accused of various things. I mean, what do you make of that? Look, I think the long-standing hostilities that the ANC government had in particular towards some of these civil rights organizations was simply just premised on perhaps their reluctance or maybe sometimes their unwillingness to actually do what the Constitution said they must do as a government of the day. And of course, some of these very legitimate organizations would then say, actually, this is what you need to do in order to deliver on the constitutional rights that were promised. So there have been some very, very well-intentioned civil rights organizations. And then, of course, there's always going to be those ones that are more radical in nature. So whether it's AfriForum or Solidarity, which, of course, you can imagine, given the posture and the ideology that they've championed, that will put them at odds with the ANC and government in particular. But, of course, what that simply means is that we need to be able to then figure out how to actually synthesize what the core issues are and then figure out how to champion those issues without being deadlocked into the question of the identity of those that champion the message. Because sometimes if you simply ignore the message on the basis of the identity of who's delivering the message, you might miss an opportunity to actually address a key issue. And I think this is probably one of those instances where clearly a lot of legitimate questions around the security of our immigration systems and our border controls have been teased for a very long time, but perhaps the state said, well, those that are championing the question seem to have a particular agenda, rather than saying, well, never mind the agenda, is there any substance to these whispers that we're hearing on some of these issues they're raising? And if we had reacted to that much more proactively, would be in a better space. Ek bedoel, môre op daai punt, sou hierdie organisasies enigstens bestaan het as die staat sy werk gedoen het? Ek dink dis een van die groot vrae van hedendaagse Suid-Afrika. As 'n mens opkoms sien van partye wat hierdie leemtes van die staat vul, is die antwoord nee. En dan moet 'n mens elke keer terug gaan na die kernvraag, waarom is dit so dat die hedendaagse Suid-Afrikaanse regering so ongelooflik baie van sy primêre funksies en net mees basiese funksies as 'n staat ontruim het en net doeteenvoudig misluk het. En iewers moet 'n mens dan kom by die vraag oor of die stelsel wat ons het en die staat in die vorm wat hy tans is geskik vir die ongelooflike
ongelooflike komplekse werklikheid wat hy moet bestuur en hoe meer hy misluk en werklikhede van die grondvlak af boontoe groei, lyk dit dalk dat die stelsel soos wat hy tot dusver bestaan het, nie gewerk het nie, want as dit so was dat mense bloot anders moes en kon en wou stem om 'n beter stelsel teweeggebring het, sou hulle dit sekerlik gedoen het. Maar die probleem waarmee ons sit is, te veel mense glo nie in die huidige stelsel as die voertuig vir verandering of 'n beter toekoms nie. Dan moet 'n mens vir jouself vra, is daardie voertuig in die huidige vorm nog steeds die mees geskikte een? Chris, maar ja, jy wil Op daai punt in die 2024 in die verkiesing het ons 27 miljoen geregistreerde kiesers gehad en net 11 miljoen mense het gaan stem. So die meerderheid mense was nie verteenwoordig in die parlement nie. As jy kyk na die politieke oplossings wat daar is. Maar dink jy dit gaan 'n gevaarlike presedent skep as van die partye begin, jy weet, soos wat Lindy gesê het, weet napraat miskien wat hierdie organisasies doen waarvoor hulle staan om te sê maar kyk hoe suksesvol is hulle as ons net meer daarvan doen in plaas van om te sê kom ons bly binne ons demokratiese mandaat, maar die uitdaging daar is baie Suid-Afrikaners voel dit werk nie vir hulle nie. Ek dink daar is 'n risiko in terme van as mense kyk na van die narratief en die boodskap rondom byvoorbeeld werkskepping, werksgeleenthede, ekonomiese groei. As die boodskap is dit is eenvoudig dat jy nie 'n werk het nie want iemand anders het dit gevat en dis nou iemand van Zimbabwe of Malawi. En as daai mense uit die land uit is, dink ek nie die werkloosheidssyfer gaan daal nie. Dan is dit volgende, jy is iemand in KwaZulu-Natal, vra vir iemand wat Sotho praat, jy kan nie Zulu praat nie. Of iemand wat Afrikaans is, sê vir iemand wat Engels sprekend is, jy weet jy is nie 'n regte Suid-Afrikaner nie. As politieke partye dit begin doen, dan gaan ons baie vinnig in 'n daai vicious cycle in. En die staat het nie die kapasiteit om dit te keer nie op die oomblik nie. Maar Lindy, is die olifant in die vertrek nie en ek dink daar is ander ontleeders wat hierdie vraag vra oor die Zulu-etnisiteit wat ons by baie van hierdie betogings gesien het, March and March, die Zulu, die tradisionele wapens wat gesien is ons nie besig om na 'n plek te beweeg waar die verskillende kultuurgroepe, stamme, etniese groepe in Suid-Afrika voel, maar daar's nie 'n politieke party wat my verteenwoordig nie. Ek gaan kyk of daar 'n burgerregte groep is of 'n groep wat my verteenwoordig en ek gaan daar my heil soek. Wel, dis ook weer 'n baie goeie vraag en maar dit is waarom ek genoem het dat 'n mens die spore van politieke partye hier sien. En ek dink nie ons moet hierdie sien as heeltemal buite die raamwerk van die formele politieke partye nie. Daar is ook ontleeders wat daarop wys dat daar bande is, byvoorbeeld tussen MK en March and March. Die feit dat dit in KwaZulu-Natal plaasvind, die feit dat dit Zulu-etnisiteit is wat gemobiliseer word. Hoeveel keer in ons land is Zulu-etnisiteit al gemobiliseer? Ons dink weer aan die 80s, ons dink weer aan die 90s, ons dink aan 2021. Keer op keer is dit 'n knoppie waarop daar gedruk kan word. En wat kommerwekkend van al hierdie bewegings is dit is uiters populisties, uiters simplisties. Dit kyk nie na waar die wortel van die kwaad lê nie. Dis baie maklike teikens en maklike antwoorde. En dit is daar waar mense begin sê, okay, goed, watter netwerke word gemobiliseer en wat is die gevare wat dit vir ons inhou? Kaya, is there fear of Zulu nationalism sort of bleeding into formal party politics in a way that might hold dangers for the country? Well, I think the risk is always there, even particularly when you see what happened in 2021 and ultimately the formation of the MK party, in that there are many people within those structures that seem to believe that's the way things ought to be. And I think obviously it was quite important in the past couple of weeks where we saw the Zulu King in particular taking a very principled stance to say this is not the type of nation I want to be working with. But I think the risk always exists, and it's simply a question of, well, if those that think they want to get there and see that as one way of actually mobilizing their political agenda, then you probably suspect that it will indeed happen. And again, it's a question of how the rest of us respond to this, where we then have to be able to keep checking what it is that is being fed into the public arena and how people react to that. And the state apparatus cannot afford to be as idle as they've been before. You have to tackle these things as they emerge. Do you think, this issue of charisma, that future charismatic leaders might look at what someone like Jacinta Ngobese Zuma of March and March has been doing to say, well, I mean, she's basically become
not a political rock star, but a driving force of politics in South Africa. I'm rather going to do that than join a political party. Well, I think unfortunately political parties haven't covered themselves in glory in how lethargic they tend to be and how bureaucratic their architecture tends to be. And sometimes people feel that by simply signing up to a political party, you then get yourself tied up in this very, very complicated process, whilst you may simply be saying that this is a singular issue with which I have a particular grievance and I want that issue to be dealt with. And you're going to find a lot of people that simply say that these are the 2 or 3 issues that matter most to me, and I'm not going to sign up for a party because that means that sometimes you have to inherit other alternatives that you don't necessarily agree with. So that's always been the limitation of political parties in particular. And I think people are going to see this as an opportunity to say, well, how do we mobilize on an issue and then get that work to be done, knowing very well that political parties are always going to see the mass mobilization and say, wait, hold on, surely if we resonated with that message, maybe people might vote for us. So they will obviously respond to that. So it's going to be a very complicated way in which people engage. But I think clearly the evidence in front of us is that mobilization of this nature can work in the world that we live in. No, it's something that we should keep an eye on. Kaya, Monica, Chris, Lindy, baie dankie. Dis al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk en ons maak volgende maandag aand weer so. Goed gaan, tot dan.